liefde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn, vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor die naam. Mag U lof hier deur ons klink. Balsam bring herstel vir die wonde, 'n sagte sang vir die mense met ons siel, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag die troos hier deur ons bied. Heer, die woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag die hoop weer deur ons gee. U is koning Heer oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juig en U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier deur ons kom, laat U ryk hier Susters en broers in Christus, Laagveld gemeente, weer eens baie welkom by die erediens. Dankie dat U ingeskakel het en mag U ook vandag 'n opbouende boodskap kry vanuit die woord van God. Dit is weer 'n aanlyn erediens, vreemde tye, ons skop hierdie jaar af met aanlyn eredienste ongelukkig en ons begin sommer vandag met die afkondigings. Ek dink die eerste afkondiging is, meeste van julle het waarskynlik die nuus gesien donderdag aand, die nasionale nuus, en dit het gewys Tsanin in die nuus met die COVID gevalle, Limpopo wat 'n klein provinsie is, wat van die meeste COVID gevalle aangeteken het, en die hospitale wat ook oorvol is. So ek dink dit antwoord ons vraag van wanneer maak ons weer die kerk se deure oop. Ek dink dit is veilig om te sê, ons bly die hele Januarie toe, ons wees verantwoordelik, ons wees versigtig, ons wees veilig, en ek dink ons sal vir julle laat weet indien ons Februarie kan oopmaak. Dit hang alles af van die getalle en van die landswet, maar ek dink van nou is dit veilig om te sê, die hele Januarie het ons nie fisiese eredienste in die kerk nie, ongelukkig nie, maar ons sal julle laat weet sodra ons weer 'n datum het wanneer ons oopmaak, maar dit is nou onseker. Ons kan nie nou verseker sê ons maak die 7de, 14de en 21ste Februarie oop nie. Ongelukkig kan ons dit nog nie sê nie. Ons weet nie waantoe hierdie statistiek gaan skuif nie, maar ons kan sê die hele Januarie is ons ongelukkig toe vir fisiese eredienste. Die deel van hierdie afkondiging is dat asseblief mag ons as gemeente aanhou bid vir die mediese personeel en die dokters, veral in ons omgewing wat nou onder druk is. Hulle is nog heel jaar onder druk, maar veral Desember, Januarie is hulle ongelooflik onder druk, amper op die punt van uitbranding. Mag ons vir die Here vra om vir hulle die krag te gee en die insig, die wysheid te gee, die inspirasie te gee om sulke goeie sorg vir die mense toe te pas wat dit so nodig het. En deel van die afkondiging is ook, mag ons aanhou bid vir die pasiënte wat regtig sukkel met COVID. Dit raak nou 'n realiteit. Ons hoor van mense tussen ons. Ek hoor vanoggend van 10 mense wat ons ken in Limpopo wat positief getoets is, en mag ons aanhou bid vir ons medemens en ons geliefdes en die mense naby ons. So dis die eerste afkondiging. Die tweede afkondiging is lief en leed. Indien enige van julle regtig sukkel of indien julle aan depressie ly by die huis omdat julle nie kan uitkom nie, indien julle met iemand wil praat, onthou 'n dominee is daar om met julle te praat, om julle by te staan. So bel my, praat met my, laat ons mekaar opbou en inspireer, want ons is broers en susters in Christus. En deel van die afkondiging is, indien julle gesondheid swaar kry, laat weet ons as gemeente ook, dat ons as gemeente vir julle ook kan bid, want ons glo werklik en ons weet, daar is krag in gebed, wanneer ons vir mekaar ook bid. So lief en leed, deel asseblief julle verhale met ons, indien julle swaar kry, indien julle gebed nodig het, laat weet ons, want ons gee werklik om vir ons medebroers en susters.
En die derde afkondiging vandag, daar het nuwe gemeentelede vir ons gevra. Ek seker van julle ken vir Albertus en Jonay van der Merwe. Hulle het ook, ek dink begin laas jaar het hulle saam met ons nagmaal gehad en ek het hulle vorentoe genooi, want sy was swanger geweest en ons het ook vir hulle gebid. En die goeie nuus is, hulle kleintjie is al laas jaar gebore, klein Joni, en hulle het gevra dat ons vir haar kan doop volgende Sondag, en ook sommer hulle broer en skoonsussie, sy kleintjie Elsa, dat ons hulle saam kan doop volgende Sondag, dis die 17de Januarie. As gevolg van buitengewone omstandighede is dit nie 'n fisiese erediens met die hele gemeente nie, maar ons sal hopelik vir u iets daarvan kan uitsaai en mag ons ook vir hulle bid en indien enige iemand in die gemeente beswaar het dat ons hulle doop, laat weet ons, maar dit is goeie mense. Ek stap al 'n pad saam met Albertus en Jonay, ek het hulle trou ook vir hulle behartig en ek ken hulle broer en suster ook wie so kleintjie ons doop van Hoedspruit. So bid vir ons, mag dit goed verloop en ons is ook dankbaar dat ons nog 'n kindjie in ons gemeente verwelkom. Ons gaan nog seker maak waar die broer hulle gaan inskakel, maar ons gaan ook 'n pad saam met hulle stap. So ons is baie opgewonde want dit gee mense groot vreugde wanneer mense 'n kleintjie kan doop en is nie net my en hulle vreugde nie, maar dis die hele gemeente se vreugde want ons nooi nuwe mense binne die binne die verbondsfamilie van God. So dis volgende Sondag het ons 'n doop, maar ons gaan ook weer 'n aanlyn diens gaan ons weer uitsaai volgende Sondag. So dis die afkondigings vir vandag, die 3 afkondigings. Die eerste een gaan oor die COVID gevalle in Limpopo. Kerk is toe vir Januarie. Die tweede een, asseblief, lief en leed, ons bid vir mekaar. Deel met my indien jy swaar kry. Laat weet my indien daar iets is waarvoor ons kan bid, indien jy wil gesels of enigiets. Ek is daar vir julle. Ons as gemeente, ons as kerkraad is daar vir julle. Julle is nie alleen nie. So asseblief laat weet ons indien daar iets is. En dan die derde een is die doop van volgende Sondag. 'n Klein doop as gevolg van die inperking, maar ons deel dit ook met die gemeente. Dit bring ons groot vreugde. So dis die afkondigings vir vandag en dan kom ons luister na die volgende 2 orgelliedjies van 'n nuwe broer wat in ons gemeentekring beweeg, broer Victor Bandjies. Hy's 'n orgelis. Kom ons luister na die volgende 2 liedere voor ons na die woord van God gaan luister. Geniet hom. Goeiedag mense, Victor hierso. Nou met hierdie inperking tydperk het ek besluit om 'n bietjie te speel, alhoewel so Dinsdae en party Dinsdae gewoonlik kan speel ek maar hierso ook oefen bietjie so op julle orgel. En ek weet nie van julle nie, maar ek mis die musiek baie. Maar ja, ek het so 'n paar opnames genoem en julle is welkom om dit saam met my te geniet. Ek wens vir almal 'n geseënde en 'n wonderlike nuwe jaar 2021 toe. Kom ons kyk wat gebeur, maar ek weet dat ons Here is altyd in beheer. Baie dankie en geniet hierdie lekker tydjie saam met ons vandag.
As fotum wil ek u graag groet vandag van Jesus se woorde wat Jesus vir sy disippels leer in Matteus hoofstuk 7 vers 13 en 14. Sê Jesus vir ons: gaan deur die nou poort in. Die poort wat na verderf lei is wyd en die pad daarheen breed en die wat daardeur ingaan is baie. En dan vers 14: maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen smal en die wat dit kry is min. Baie mooi woorde wat Jesus vir ons leer as volgelinge van hom. Hy sê, die mens het 'n keuse en dis hoe ek Genesis ook lees van die sondeval van die mens, waar God vrye wil vir die mens gee. Ons as mens het elke dag 'n keuse om te maak. En Jesus sê vir ons hierso ook, in die lewe het ons 'n keuse. Ons kan die nou pad stap, ons kan deur die nou poort gaan, of ons kan deur die breë poort gaan en die breë pad stap, die maklike pad, die pad van versoeking, of ons kan die pad stap van God se wil en volgens sy wet en sy verbond leef. Baie mooi woorde wat Jesus vir ons leer en in hierdie huis beeld dit ook baie mooi uit, waar jy kan sien die brede en die smalle weg, en hier is fisies 'n brede weg en 'n smalle weg. My broer het genoem, hy sê, die breë weg is die een waar jy voor die televisie lê heel dag, en die smal weg is die een waar jy gaan werk. So elke dag het jy die keuse, gaan jy lui wees voor die TV lê, of gaan jy fliks wees en gaan jy werk. Maar dis net 'n mooi voorbeeld in die huis om te wys die brede en die smalle weg. Dit is gebaseer op Jesus se mooi inspirerende woorde op Matteus hoofstuk 7 vers 13 en 14. En mag ons vir 2021 ook die regte keuse maak. God gee vir ons weer die opsie, die geleentheid om 'n keuse te maak in die lewe. Mag ons die pad kies wat na die Here toe lei en nie die pad van die aarde en die versoeking wat in die verderf lei nie. Mag ons 2021 die regte keuses maak en mag God, die Vader, die Heilige Gees en Jesus Christus ons help in ons besluitneming in hierdie jaar. Mag ons die regte besluite neem. En hiermee wil ek u groet as fotum, liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Daar waar jy is, in Mojadjies Kloof, Moketsi, Magubas Kloof, Politsi, waar jy self bevind, genade en vrede vir julle van ons God, van die Bybel, die lewende God, die enigste God, wie ons aanbid. Kom ons sing saam hierdie mooi lied en loof die Here met hierdie mooi lied. Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring.
Laagveld gemeente, vandag se diens is 'n boodskap van hoop en 'n boodskap van lig, want 2020 was definitief 'n donker tyd in die mensdom se geskiedenis. Baie mense het groot verlies gely, lewensverlies, ekonomiese verlies, sosiale verlies gely, maar vandag se boodskap vanuit die woord van God vir ons vandag is 'n boodskap van hoop en dit gaan ook oor die lig en hoe God die lig is vir ons. Ons teks vandag is Jesaja 60, maar voor ek dit lees wil ek net graag vir u lees Johannes, die 4de evangelie in die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 3. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal wat deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Nou ons almal ken hierdie verhaal. Johannes die Doper het getuig van die lig en die lig is natuurlik Christus wat gekom het. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie herken nie. Maar gelukkig kan ons as verbondskinders van God die Vader vir Jesus Christus nog steeds erken as die lig en hy is ons lig, ook in 2021. Nou gaan ek blaai na ons teks toe. En nou blaai mense ook omtrent 600 jaar terug in die geskiedenis in. Ons het nou die eerste eeu gelees wat geskryf is oor Johannes die Doper wat getuig het van die lig, Jesus Christus wat die lig is. Nou gaan ons 600 jaar terug in die geskiedenis in en dit is waar Jesaja praat van die lig wat na die wêreld toe kom en hy praat spesifiek hier met Jerusalem en die hoofstuk se naam is Nasies kom na jou lig toe. Waar Jerusalem is die lig, die stad van goud vir die wêreld. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. En ek dink hierdie teks is vir ons ook baie van pas, want in 2020 was 'n donker tyd gewees. Jerusalem was in ballingskap gewees, die mense was weggeneem, die geboue was afgebreek, daar was nog 'n enkele paar mense oor in Jerusalem, maar die stad was glad nie wat dit mee was nie. Al die mense is met dwang weggeforseer na Babylonië en na ander plekke toe, en dit was regtig 'n donker tyd, 'n slegte tyd, 'n tyd waar dinge gebreek was, en is amper soos vandag in die mensdom, in die wêreld, waar dit is 'n onsekere tyd, 'n donker tyd, niemand weet presies wat om te doen, wat die toekoms vir ons inhou nie. Ons het gedink Desember gaan 'n tyd wees waar COVID verby is, en ons weet is nou die tweede golf, maar hier sê die teks vir ons, laat skyn jou lig, Jerusalem, laat skyn jou lig, ons as Christene moet ook ons lig laat skyn in hierdie tyd, in hierdie donker tyd. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here. So die teenwoordigheid van die Here en die lig is ook soortgelyk dieselfde, en dit het na die heilige stad toe gekom, dit het ook na ons as heilige kinders van God nagekom. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Vers 2 sê vir ons dat die aarde is donker, die nasies is ook soms donker, maar die Here se teenwoordigheid bring die lig, en die Here gee die lig vir Jerusalem. Dis wat Jesaja hierso skryf. En dan, nasies kom na jou toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. So hierdie lig is 'n aantrekkingskrag vir ander nasies. Christus se lig is ook 'n aantrekkingskrag vir mense van alle nasies. Alle volke, alle nasies word aangetrek na God toe, soos insekte aangetrek word na 'n lig toe. Vir verskeie redes word nasies aangetrek hier na die lig van Jerusalem en ook die lig van Christus. Die nuwe dag wat vir jou aangebreek het, en dit laat 'n mens dink aan die nuwe verbond. Christus het 'n nuwe dag ingebreek, 'n nuwe verbond ingebreek. Die teenwoordige tyd in ballingskap wat Jesaja geleef en geprofeteer het, lyk dalk donker en dit lyk dalk sleg, maar hy sê 'n nuwe dag, daar's hoop, 'n nuwe dag word aangebreek, ook vir ons in 2021 wat die jaar inhou. En dan vers 4, kyk rondom jou, kyk, hulle kom almal bymekaar, hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver af, jou dogters word met liefde gebring. So al die mense van Jerusalem en Judea en die Israeliete wat ver verspreid is met dwang, kom nou weer terug.
Hulle word teruggenooi, die seuns en die dogters en die kinders van Israel en die mense van Jerusalem kom terug. Daar's 'n terugkeer en mag ons ook in 2021 waar ons dalk verdwaal het in 2020, mag ons ook weer terugkeer na die Here en in sy liefde leef en in sy teenwoordigheid leef. Nou lees ons hier in vers 5, jy sal dit sien en van vreugde straal, jy sal bewe van blydskap, want die rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in jou besit. So jy sal die lig sien en wanneer ons die lig van Christus sien en ervaar, dan beleef ons vreugde en soos Jesaja sê, dan bewe ons van blydskap. Wanneer jy die teenwoordigheid van die Here beleef, dan bewe jy van blydskap. Wanneer jy die lig van die Here in jou lewe ervaar, dan bring dit vreugde en dit bring blydskap, want jy's gelukkig om in verhouding en naby die Here te leef. Van die rykdom van die see word joune. Nou, Judea, as ek reg onthou, het nie eintlik 'n see gehad nie. Die mense van daai tyd was regtig bang geweest vir die see, dis waar die bose bly, dis waar die onderwêreld is, maar die rykdom van die see word joune. Daar's 'n oorwinning oor die bose. Daar's 'n oorwinning oor die vervalling van die aarde. En soos jy die see ook hier agter kan sien, die rykdom van die see word joune. Natuurlik is daar baie groot waarde binne in die see, veral wanneer dit by voedsel kom, visse en dalk skatte en so, maar die rykdom van die see word joune. Daar's 'n oorwinning oor die bose en die groter wêreld word deel van die lig van God. En dan lees ons, die skatte van die nasies kom in jou besit, want as jy van een nasie na 'n ander nasie toe beweeg, jy moet altyd met 'n geskenk aankom. Mense kom van ver af na die lig van God wat in Jerusalem is, en dis ook waar Christus die verbond gesluit het. Dan die laaste vers vir vandag, jou land sal vol kamele wees, want mense kom met kamele na Jerusalem toe, jong kamele uit Midian en Efa, almal wat uit Skeba kom, bring goud en wierook. So mense van reg oor die wêreld, reg oor alle nasies en van so ver as Skeba, Ethiopië, van die ooste, die weste, die noorde, mense kom na Jerusalem toe, want dit is waar die lig van die wêreld is. En dit is vir ons as Christen ook bely, waar Christus die grootste wonderwerk gemaak het, en die kruisiging en die nuwe verbond gesluit het, waarbinne ons leef. En dan vers 7, die laaste deel van vers 6, laaste vir vandag, en hulle verkondig die lof van die Here. So mense, dit is 'n baie mooi beeld wat Jesaja hier skep. In die tyd wat hy dit skryf, is Jerusalem platgeslaan. Daar's nie hoop nie. Almal is depressief en dit gaan regtig sleg. Maar hy sê Jerusalem, die Here gaan vir jou lig gee. Die Here gaan met jou iets groots doen. En mense van reg oor die wêreld, van die noorde, die suide, die ooste, die weste, sal met kamele kom na hierdie stad van die lig, en hulle sal, soos vers 6 eindig, en die lof van die Here verkondig. 'n Baie mooi teks van lig en van hoop, en mag ons ook die lof van die Here verkondig in 2021. 'n Regtig mooi teks, 'n teks van lig, 'n teks van hoop, en ons as Christene wat terugkyk, weet dat hierdie profesie van Jesaja 600 voor Christus het 'n werklikheid geword in Jesus Christus, in die lig wat wêreld toe gekom het. Soos Johannes vir ons sê. Kom ek lees gou weer daai mooi dele wat ons mee begin het, daai mooi verse. Johannes sê, daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig, en die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. En dit is Jesus Christus, die lig waarvan Jesaja profeteer, die nuwe verbond wat God sluit, en die hoop wat God ook vir ons bring. Mag ons met hierdie hoop en hierdie geloof in Jesus Christus, mag ons daarmee leef in 2021. Lieve gemeente, ek wil graag afsluit by hierdie ligging. Dit is die vooraansig van die sanatorium. Nou, indien jy meer wil uitvind van die sanatorium, kan jy bly aan die einde van die diens. Dan is daar so 'n kort video wat vir hiervan verduidelik. Maar ek wil afsluit deur te verwys na 'n e-pos van Stefan Joubert wat vanoggend uitgekom het, en van hoe ons in 2021 ons lewe meer kan bou op die waarheid. En hy verwys na 5 pilare van die woord, of mens kan sê die fundament van waarheid, en wete, waarmee ons geloof, waarmee ons kan leef, waarhede waarmee ons kan leef, en so as God se kinders van die lig te kan leef. Die eerste punt wat hy sê is dat ons moet weet die Here is ons herder. Daar waar ons gaan in 2021,
is die Here altyd die eregas. Hy's daar, hy's ook die gasheer in elke gesprek en elke verhouding waarin ons beweeg, is die Here teenwoordig, so ons kan dit weet en dit gee ook vir ons vertroue waar ons gaan, want die Here is ons herder en is ook teenwoordig daar waar ons gaan. Die tweede punt wat hy sê is Christus is die Here. En hierdie punt van waarheid verwys ook na die kruisiging en hy sê ons sal Christus se kruis ook aanhou dra in 2021 en daarom in 2021 dra ons Christus se kruis omdat hy ons kruis gedra het en Christus is ons hele lewe. 'n Goeie fundament van waarheid waarop ons lewe kan bou. En dan die derde punt wat hy noem is hy leef met die waarheid dat die grootste gebod van God is die liefde. Nou in 2021 moedig hy ons aan om die Here te dien sonder om gedurig iets terug te verwag, in liefde te dien en minder vir God te vra in gebede, goed te vra, maar meer vir God dankie te sê en vir hom te loof in die gebede en vir die Here lief te hê ook in ons lewe. Die vierde punt wat hy sê is alle mense het groot waarde voor God en hy sê ons moet in 2021 moet ons met elkeen wie ons te doen kry met respek behandel en mense by voorbaat ook eer. Ons kan die beste van hulle glo en ons moet die beste in mense raak sien, minder verwag van ander mense en meer in hulle lewe belê, meer vir mense gee en minder soek by mense. Ons kan minder teleurgesteld wees as mense droog maak of mense goed verkeerd doen, maar ons kan ook meer bly wees wanneer mense goed reg doen en elke dag probeer om iets goeds te doen vir mense. In Jesus se naam kan ons goed doen vir mense. En dan die vyfde pilaar van die woord of die fundament van die waarheid om te kan leef as mense van God se lig is dat God se woord is die lig vir ons lewenspad. Ons kan weet ook in 2021 dat ons kan vanuit die Bybel se waarheid leef. Dit gaan nie net oor 'n boek wat ons lees of studeer nie, maar ons kan nader en nader aan God beweeg deur die Bybel te lees en saam met die Bybel te wandel. Die Bybel is die lig vir ons lewenspad. So ek hoop jy het 'n mooi boodskap gekry vandag vanuit die woord van God, van Jesaja 60, wat sê die lig van Jerusalem is op pad. Johannes sê vir ons daardie lig is Jesus Christus. En met hierdie woorde wil ek hierdie erediens afsluit en ek wil vir u sê en ek wil u groet, mag die genade en die vrede en die liefde en die goedertierenheid en die lig van God met u beweeg, ook 2021, daar waar hy gaan. En mag God julle gebruik om sy lig uit te dra in 'n donker wêreld. Amen. Vriende, ek het beloof ek sal vir u bietjie meer vertel van die sanatorium, 'n ryk geskiedenis van hierdie gebou. Baie bekende mense wat hier kom herstel het en kom uitrus het en dit gaan ook oor 'n plek wat hulle gebou het by 'n plek wat baie suurstofryk is waar mense kan asemhaal en dit was ook die oortuiging gewees. 'n Mens moet baie keer moeilike besluite in jou lewe maak en 'n besluit waarmee ons gesukkel het is, gaan ons aanhou, gaan ons nog steeds Hermanus toe gaan in hierdie COVID tyd, by my ouers kom kuier of gaan ons by die huis bly, na ons 'n jaar lank amper in lockdown gebly het. En die oortuigende rede was gewees dat ons het reeds COVID gehad en ons was by die herstelperiode. Dit is nie dat jy COVID het en 2 weke later is jy reg nie, jou longe moet nog steeds herstel. En toe onthou ek dat hierdie sanatorium was 'n plek waar mense kom herstel het omdat die lug in sekere areas en ek seker daar waar ons bly is die suurstof ook baie goed.
maar die suurstof hierso is ook bekend daarvoor, die lug, die see wat ook suurstof gee. Die dokters het hierdie plek gebou 125 jaar terug vir mense om te kom sit en te kom asemhaal en te kom herstel. Want wat gebeur het, ek dink penicillin was eers hier in 1928 uitgevind deur Fleming en voor dit en ook na dit eintlik, as mense siektes soos TB gehad het, tuberkulose of enige longsiektes, dan het wêreldwyd het hulle vir mense gesê gaan na 'n sanatorium toe en dit was 'n baie verlengde herstelproses waar jy moet gesonde lug inasem en stadig maar seker jou longe ook verbeter. En ek dink waarskynlik gaan baie van ons hierdie jaar hopelik nie, maar moontlik COVID kry, dat jy net weet dat dit is nie net 'n 2 weke pad wat jy stap nie, dis 'n lang pad wat jy stap. Jou longe moet nog steeds herstel. So maak asseblief moeite met asemhaal oefeninge, fokus om goed asem te haal, fokus om jou longe ook mooi te herstel want jy het net een paar longe en dit is jou lewe is afhanklik van jou longe. So dis goed om jou geskiedenis te weet want as jy weet iets van die ryk geskiedenis van sekere goed en jy moet 'n besluit in vandag se tyd maak, dan help die geskiedenis jou soms om daai besluit te maak. So ons het nie gedink ons ignoreer al die wette, ons kom hou vakansie nie. Ons het besluit die fokus van hierdie vakansie is om ons longe te herstel. Ons leef gesond, ons bly meeste van die tyd in die huis, ons fokus op ons asemhaling en is 'n paar dae van genesing hier by die see. Ons is nou weer Woensdag, ons is op pad terug, as ons weer daar in die Laagveld, daar tussen julle, so as julle enigiets nodig het, laat weet ons ook. Maar bietjie meer van die Windsor Hotel. Die Windsor Hotel was gebou as die sanatorium, so dit was vir jare lank was die sanatorium, en toe later, toe hulle nou begin antibiotika en penicillin en al die goed uitvind, en mense het nie meer sanatoriums nodig gehad, om lank te kom herstel en weg te kom van die samelewing om ander mense aan te steek nie, het dit 'n hotel geword, die Windsor Hotel. Maar vir jare lank was die sanatorium en dit was gebou in 1896 as die sanatorium. Dit beteken hierdie gebou is 125 jaar oud en dit het 'n lang trotse geskiedenis van 125 jaar en klomp mense het hier toe gekom na die sanatorium toe en hulle is ook daar genees. Nou, vandat dit oopgemaak het 125 jaar het hierdie gebou nog nooit sy deure toegemaak nie. Dit was 'n sanatorium gewees vir lank en toe later 'n hotel geword en die oorspronklike gebou was nog nooit verander in die middel nie. Hulle het aangebou aan die kante, maar dit is nog nooit verander nie en is die oudste en die grootste hotel in Hermanus, die Windsor Hotel, wat die sanatorium was. Nou, waar dit vandaan gekom? In 1896, dis die tyd van ons voorouers, was daar 'n man met die naam Dr. Joshua Hoffman en hy en sy broer Willem het die sanatorium gebou. Hulle kom van 'n vreemde en eksentriek familie. Hulle was beskryf as baie godsdienstig en hulle pa het geboer by Speelmansrivier hier by Caledon en om en by 1875 het die Hofman familie jy kan sê 'n verbond gesluit of 'n belofte gemaak dat hulle al hul besittings vir die kerk gaan los tot die einde van die wêreld. So hulle gaan nie hulle aardse besittings alles opleef nie. Hulle gaan dit vir die kerk gee tot die einde van die wêreld. So godsdienst was vir hulle 'n baie belangrike punt gewees. En Joshua, hy was die Dr. Joshua was die tweede seun gewees en hy het getrou met Maria Smuts, wat natuurlik die suster is van die bekende generaal Jan Smuts, ook die voormalige president van Suid-Afrika. Ek weet nie of mense president in daai tyd genoem het nie, maar hy was die leier van Suid-Afrika en generaal Smuts het baie kom besoek aflê, ook hier by die sanatorium. Hy's baie bekend daarvoor dat hy homself geïsoleer het om te dink oor goed en as ons kyk na die geskiedenis van Jan Smuts, hy het 'n regtig goeie besluite geneem en ek dink leiers vandag moet ook tyd maak vandag om bietjie te gaan stil raak, te gaan isoleer en as dit by 'n plek met vars lug kan wees, nog beter en te gaan dink oor sekere sake. Jan Smuts het ook 'n filosofie van holisme gehad, wat ook Christelik is eintlik, want dit gaan oor om alles wat jy kan te versoen. Hy wou eers help om die boere te versoen met die Britte en toe die Britte te versoen met die Duitsers en dit gaan so aan tot om deel te wees as 'n Christen om die skepping te versoen met God. So hy wil oral vrede bring waar hy was, soos ek sy geskiedenis verstaan, 'n regtig
goeie mens in ons land se geskiedenis smats. Maar hy het baie keer hier by die sanatorium het hy kom rustig raak en kom dink. En hulle sê ook die sanatorium was oorspronklik gebou vir pasiënte wat herstel in gesondheid nodig gehad het en hulle het dan hier by die sanatorium kom herstel, veral vir die longe. En selfs in die vroeë dae was die luggehalte en die gesondheid gegeewe voordele van die lug hier naby die see. En ek seker ook daar by Mojaji's Kloof, Magubas Kloof, suurstofryke lug, was dit geerken deur die mediese praktyk dat dit is goed om te gaan sit by 'n plek wat bekend is vir goeie suurstof. Nie net pasiënte het hiertoe gekom na die sanatorium nie, maar Dr. Joshua het ook dominees van die Kaap en van Suid-Afrika en ook sendelinge genooi om hier toe kom rus en toe kom stil word en hulle fokus net weer te herrig en te beplan en mooi te dink, stil te raak, want dis wanneer jy stil raak, wat die Here ook weer met 'n mens begin praat. So Dr. Joshua wat die plek gebou het in 1896, het ook dominees en sendelinge genooi om hier te kom rus en stil raak, wat eintlik nodig is ook vir ons. Die bekende Dr. Andrew Murray het ook hier kom bly al, en baie mense in die geskiedenis het hier kom bly en hier kom stil raak by die sanatorium. Nou, Dr. Hofman was ook een van die vroeë mediese dokters in Hermanus en sy praktyk en sy konsultasiekamers was ook hier gewees by die sanatorium. So dit is ook die rede hoekom ons besluit het om hier te kom. Ons het gedink ons gaan ons vakansie waar ons wil kom rus, kanselleer as gevolg van COVID, maar ons het besluit omdat ons dit reeds gehad het en omdat hierdie plek bekend is vir gesonde lug en vir herstel, het ons besluit laat ons steeds kom en ons hoof fokus is om tyd te spandeer met die ouers, maar ook om ons longe te herstel. En deel van die herstel van die longe, so ek vertel het dat jy ook nou nie gaan sê vir mense, ja die dominee ignoreer COVID en hy travel rond en hy sê vir ons moet nie travel nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor, as jy COVID gehad het, moet jy mooi kyk na jou longe. En ek dink dit was ook die beste besluit gewees om hier te kom isoleer en hier ons longe te oefen. Nou, indien u longe wil versterk, daar's ongelooflik baie video's op YouTube wat asemhalingsoefeninge vir u wys, maar ek wil ook afsluit deur vir u 'n baie eenvoudige asemhaloefening te wys, net om die longe te versterk en die longe skoon te kry. En hierdie oefening kan u saam met my doen ook. Wat jy doen is jy haal 10 keer asem deur jou mond, neus uit, mond in, neus uit, mond in, neus uit 10 keer. En dan 10 keer doen jy hom andersom. Neus in, mond uit, neus in, mond uit. En dan hou jy jou asem op, want met jou laaste uitblaas, hou jy jou asem op vir 30 sekondes, of solank jy kan, as jy nie kan, die 20 sekondes of 40 sekondes, maar solank jy kan. En dan haal jy in, en dan hou jy hom vir 15 sekondes, en dan is dit 1 siklus. En jy doen so 3 sulke siklusse 'n dag, 3 keer 'n dag. So kom ek wys gou vir jy 1 siklus. En as dit 'n goeie dag is, kan jy 9 van hierdie doen. 9 rondes. So in deur die neus, uit deur die mond.
So dis een siklus, dan kan jy hom 3 keer doen in die oggend, 3 keer in die middag, 3 keer in die aand en so net jou longe sterker maak. 'n Goeie oefening wat jy enige plek kan doen, net nie terwyl jy bestuur nie. En ook as jy regtig sukkel, moet dit nie doen nie. Gaan check met 'n dokter of dit reg is, maar dit is 'n goeie oefening om jou longe bietjie sterker te kry en jou longe ook gesonder te kry. So gaan sit by 'n mooi plek in die natuur, raak stil, lees dalk Bybel. Dis wat ek partykeer doen is elke asemhaal lees ek 'n paar verse deur of lees verse terwyl ek asemhaal. Dit kan mense ook doen. Maar maak hierdie jaar ook moeite om die lyf en die longe ook sterk te kry, want ons besef ook hoe nodig ons dit het. En mag jy 'n goeie week hê en 'n mooi week en mag die Here ook met u wees en mag jy gesond bly, veilig en versigtig bly en mag die Here u ook bewaar. Mooi week vir u. Totsiens.